Lig uit die skrif word elke week vir ons aangebied deur Dr. Roelie van der Spy. En ons wil vir jou sê, baie dankie Roelie vir al die moeite wat jy doen vanmiddag ook, dat jy met ons praat oor dit wat jy leer uit die skrif uit. Hoe gaan dit met jouself? Dit gaan goed, dankie Willem. Ja, ek was bietjie baie besig, maar besig met die skrif. Ek en 'n vriendin wat ook 'n konsultant is, praat juist nou die dag so en sê, ons is baie gelukkig om die werk te hê wat ons het, want ons kan soveel keer delf in die skrif. En Willem, ja, ek het nou 'n boek gekoop wat deur 'n kollega van my geskryf is oor die lees van die Ou Testament deur die oë van die Nuwe Testament. The Gospel through the Old Testament eyes. So dit is nogal baie interessant en van die konsepte kom dan daaruit. So dit baie interessant om so in die skrif te delf. Goed, net so in 2 minute voordat ons aangaan, dink jy is belangrik dat ons die Ou en die Nuwe Testament met mekaar in verband bring? Luisteraars, ek hoop julle gaan so dink na hierdie praatjie, want dit is presies waaroor hierdie praatjie gaan, om te sien hoe, ek wil amper sê, in een gestrengel, in een geweef is die Ou Testament en die Nuwe Testament. Mens kan letterlik nie die volheid van die Nuwe Testament verstaan as jy nie die Ou Testament ken nie. Ja, ons weet van Jesus se lyding en sy bid en al die dinge wat hy gedoen het, hoe hy swaar gekry daar op in Getsemane. Maar kom luister 'n bietjie nou saam met ons. Hoe, in elk geval, ten minste vir my, hoeveel waarde dit toegevoeg het, as ek dit kon plaas in die konteks, in die bron, in die fundament van die Ou Testament. En daarom jou tema van vanmiddag, hy het bloed gesweet. Ja, nou luisteraars, mens kan nogal op verskillende maniere bloed sweet, né? Goed, dit beteken verskillende dinge vir verskillende mense. Ek weet nie wat beteken dit vir jou nie om bloed te sweet nie. Willem, wat beteken dit as mens sê die ou het bloed gesweet? Ek het iets gelees van die Springbokke wat bloed gesweet het. Ja, lank terug was daar berig geweest en hulle het bloed gesweet want dit was maar 'n noue wedstryd geweest, jy weet, tussen wen en verloor. So 'n noue ontkoming of 'n nou belewenis. Dis die betekenis seker van bloed gesweet. Ja, daar was 'n berigie geweest en sê die ou Springbokke het op Ellisburg bloed gesweet. Nou dis interessant dat ek dit nou raak geloop het, ja. Maar nou ons gaan uit die Bybel uit praat. My tema is hy het bloed gesweet. Nou julle weet seker van wie ek praat as ek sê hy het bloed gesweet, want hy wat bloed gesweet het hier is eintlik baie letterlik hy wat bloed gesweet het. En dit is Jesus in Getsemane. So hy het nie hard geoefen of gehardloop of gespring nie, maar hy het van toewyding, van ernstigheid, het hy gebid en bloed gesweet. Nou, ons gaan die stukkie lees, en dan gaan ons die vraag vra, maar is dit belangrik dat ons weet dat Jesus bloed gesweet het? Interessant Willem, ek weet nie of jy besef nie, maar hierdie verhaal van die bloedsweet kom net in een evangelie voor, dit evangelie van Lukas. En luisteraars, ons gaan dit dan ook saam lees. Ons gaan Lukas 22 lees van vers 39, waar daar dan geskryf word oor Jesus wat bloed sweet. So, kom ons lees dan hierdie gedeelte, dan vra ek weer die vraag, maar was dit belangrik om te weet dat Jesus bloed gesweet het? Hoekom het niemand anders dit opgeteken nie? Is dit nie maar net toevallig dat hulle het gesien? Beteken dit nie net metafories dat Jesus baie swaar gekry het nie? Wat het gebeur hier dat Jesus bloed gesweet het? Goed, ek gaan dan vir ons lees uit Lukas 22 van vers 39 tot 45, net in die doodgewone nuwe vertaling 83 vertaling. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver soos 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my weg.
Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 43. 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword, wat val op die grond. Toe hy van die gebed opstaan en by sy disippels kom, kry hy hulle vas aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie." Ja, so baie interessante gedeelte, baie mooi, wat iets van hierdie ernstigheid van die gebed hier duidelik maak. Ek gaan ook nog 'n gedeeltjie lees. Nou, soos ek al gesê het, is die evangelies het almal 'n bietjie verskillende invalshoek en soos twee mense 'n storie vertel van wat ook al gebeur het, vertel niemand altyd dieselfde feite nie. So wat vir my belangrik was in Lukas is dat daar staan, hy het so ernstig van angs gebid dat sy sweet bloeddruppels geword het op die grond val. Maar daar word nie gesê hoeveel keer hy teruggegaan het na sy disippels om hulle wakker te maak nie. In Matteus 26 is die volgende stukkie wat ons gaan lees. In Matteus 26 van vers 39 af lees ons dan hoe Jesus gebid het en dat hy eintlik 3 keer teruggegaan het na sy disippels toe. Maar hier word nou weer niks van die bloedsweet gepraat. Maar kom ons lees dit ook, want dit is ook belangrik vir ons praatjie verder aan. Matteus 26 vers 39 tot 45. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel en met die gesig teen die grond gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Julle sien net, dis presies daai gedeelte wat ons net ook gelees het, maar daar staan niks van bloedsweet nie. Maar daar's ander inligting bygesit, vers 40. Daarna kom hy na sy disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. En hy sê toe vir Petrus: "Kon julle nie eers 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak." 'n tweede keer het Jesus gaan bid. Dis so die eerste keer nou sien. 'n tweede keer het Jesus gaan bid. My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. 44. Hy het hulle weer aan die slaap laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle: "Slaap en rus julle nog. Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee." Ja, so hier sien ons die gedeelte oor die gebed is baie meer uitgebrei, maar daardie ander gedeeltjie oor die bloedsweet is nie ingesit nie. So dit is net interessant hoe verskillende evangeliste dan meer of minder feite oor 'n spesifieke aspek ingeskryf het. Hierdie deel is vir ons baie duidelik dat hierdie gebed 'n toenemende erns en ek wil sê byna 'n benoudheid weerspieël waar die Here ernstig teruggaan. En ja, baie interessant, sy disippels het sekerlik nie heeltemal die erns daarvan verstaan nie, want hulle het, of hulle kon nie, maar hulle het nie wakker gebly nie. Ja. Dit laat my so aan onsself dink baie keer as iemand vra vir ondersteuning, dan dink ek ons as gelowiges is nie noodwendig altyd paraat om presies te doen wat gevra word nie. Maar net sommer dit so tussenin. Ja. Goed, nou my vraag is, ek het nou so klem gelê op die bloedsweet. Is dit belangrik? En as ek sou sê dis belangrik, hoekom is dit belangrik?
Hoekom het ek nou spesifiek Lukas 22 gekies, vers 44, wat daar die bloedsweet gedeeltjie ingehaal het. Nou, aan die begin het ek ook gesê, en dit is die onderliggende rede vir hierdie praatjie ook vandag, dat ons kan sien hoe wonderlik die skrif is. Maar om dit te sien, moet ons dan uit die Ou Testament gaan lees. So kom ons gaan lees dan in Levitikus 16, daar van die groot versoendag. Dan sien ons hoe hierdie gebeurtenis wat hier beskryf is, van Jesus in Getsemane aansluit by die groot versoening. Want waaroor het gegaan in Getsemane? Hy het gebid, want hy het geweet, hy moes persoonlik die versoening bewerk, as die lam van God. Aan die een kant was hy die hoofpriester, aan die ander kant was hy ook die offerlam gewees. En die feit dat hy besef het, hy is ook die offerlam, het dit vir hom baie moeilik gemaak. Nou, ons gaan nou blaai na die gedeelte oor die tabernakel en die groot versoening van Levitikus 16. So blaai saam met my na Levitikus 16, ons gaan maar net so 'n paar versies daar lees. Nou, dat is eintlik baie inligting hierop, maar ek het nou maar 'n paar verse uitgehaal, van vers 11 af, gaan ons dan saam lees. Dan sal ons sien wat hier gebeur het, hoe die hoofpriester dan vir homself moes offer, en dan het hy in die tabernakel, in die allerheiligste ingegaan, en hier het hy wierook gevat. Nou wierook het twee doele hier. Die een is om rook te maak, want hulle het die wierook op die warm kole gegooi, en dit het 'n rookwolk gemaak. Hoekom? Sodat die ark van die Here toegemaak is met hierdie rook. Want die ark van die Here is die plek waar God gesê het, hy self teenwoordig is. En in 'n sekere sin is dit om God se heiligheid te beskerm. Hy mag nie vir God sien nie, anders sou hy doodgaan. En daaroor het hy die wierook ingevat. Aan die ander kant het wierook reg deur die Bybel die simboliek van gebede. So dis ook dan gebed wat hy dan daar inbring in die heilige allerheiligste van die tabernakel in. Maar hy het nie net wierook ingebring nie. Hy het ook bloed gevat. So hy het vir homself geoffer en gereinig voor die tyd, maar nou gaan hy in die allerheiligste in en hy vat bloed saam. Om dan versoening te bewerk. En ons sal net sien, as 'n baie mooi opsomming reg aan die einde van die stuk, dan staan daar, en hy het versoening gedoen vir homself, vir die priesters en vir Israel. So kom ons lees dan hierdie gedeeltjie, Levitikus 16 van vers 11 af. Wanneer Aaron die sondofferbul offer, wat vir homself bedoel is, en waarmee hy vir hom en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag. En hy moet 'n vuurpan vol gloeiende kole van die altaar afvat, wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aaron moet ook 'n dubbele handvol fyn gestampte wierook vat, en daarmee agter die voorhangsel ingaan. So hy moet nie net sommer 'n bietjie vat nie, hy moet sommer 'n dubbele handvol vat. Hy moet baie seker maak, daai rook daar is goed genoeg, dat die heiligheid van God beskerm kan word, en dat hy nie vir God raak sien daar nie. Vers 13. Daar in die teenwoordigheid van die Here, moet hy dan die wierook op die kole gooi, sodat dit 'n rookwolk maak, wat die deksel van die ark bedek, né? Die deksel, die versoendeksel bedek, want dit is waar God se teenwoordigheid gesetel is. Waarin hy met die deksel bedek, waarin die getuienis is. Die getuienis is die wet van God. Daardie toplette, ja. Dan sal hy nie sterf nie. Nou onthou, hierdie ark van God staan in die allerheiligste. So die gewone volk mag in die voorportaal gekom het, in die voorportaal van die tempel. Die priesters mag in die heilige dele gegaan het, en net die hoofpriester mag eenmal 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het, nadat hy vir homself geoffer het, nadat hy homself gereinig het, en nadat hy hierdie wierook gevat het, om daardie heilige plekkie van God se heilige teenwoordigheid, die ark van God, met wierook toe te maak. En as alles dan so gereed is, dan moet hy weer uitgaan, en hy moet gaan bloed haal, en die bloed dan bring na die versoendeksel toe, dat daar versoening kan plaasvind
daar by die versoendeksel. Dit is waar God homself dit woordig is. Vers 13 lees ek weer. Daar in die teenwoordigheid van die Here, dis nou in die allerheiligste, moet hy dan die wierook op die kole gooi, sodat dit 'n rookwolk maak, wat die deksel van die ark bedek, waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Hy moet dan daarna van die bloed van die bul met sy vingers sprinkel op die deksel se voorkant. En dan moet hy nog 7 maal bloed op die grond voor die deksel sprinkel. Vers 15. Wanneer Aaron die bokkelam slag wat as sondeoffer vir die volk bedoel is, moet hy met die bloed agter die voorhangsel ingaan. En daarmee doen soos hy gedoen het met die bul se bloed. So hy het nou weer uitgegaan en nou gaan hy weer terug. Hy moet dit sprinkel op die deksel en voor die deksel. So moet hy die allerheiligste reinig van die onreinheid van die Israeliete en van hulle onoortredinge en al hulle sondes. So hy moet nie net die volk reinig nie, maar hy moet ook die tabernakel reinig, want die tabernakel het onrein geword weens die sonde van die volk. Hy moet die tent van ontmoeting ook op dieselfde manier reinig, die tabernakel, want dit staan by die volk met al hulle onreinheid. Niemand anders mag in die tent van ontmoeting wees, vandat Aaron ingegaan het om in die heiligdom versoening te doen nie, totdat hy uitgegaan het. En dan is daar 'n dubbelpunt wat soos van 'n opsomming gee. So doen hy versoening vir homself, die priesters en die hele gemeente van Israel. So dit is dan wat daar beskryf word in Levitikus 16. Nou ja, miskien eintlik 'n aangrypende gedeelte met letterlik dieselfde woorde, die bloed wat op die grond gesprinkel word, net soos wat die bloeddruppels van Christus op die grond val, letterlik dieselfde woorde. Ja, en dit is presies hoekom ek wil hê ons moes die Ou Testament gelees het. Want daardie woorde van Lukas 22, ons lees miskien redelik maklik oor, miskien het ons al 'n oomblik of 2 gewonder wat dit beteken, hoekom sou dit wees? Wat my laat wonder het is, hoekom staan daar, die bloeddruppels van Jesus het in die grond geval? Hoekom staan daar net uit bloeddruppels gesweet nie, maar daar staan letterlik, die bloeddruppels het in die grond geval. En dan sien ons hier in Levitikus 16, as die hoëpriester die allerheiligste versoening doen, dan moet hy die bloeddruppels nie, ek kan amper sê in God se hand sit nie, op die ark nie, maar hy moet dit letterlik voor die ark op die grond laat val, om dan versoening te bewerk. Maar onthou, daai versoening was net tydelik, dit was net 'n simbool van die ware versoening, en dit moes jaar na jaar herhaal word. Die boek Hebreërs is so mooi in daai opsig om dit elke keer vir ons uit te spel, hoe dit jaar na jaar gedoen moes word. En nou kom Jesus as die volmaakte hoëpriester, met die volmaakte bloed wat sy eie bloed is, in die volmaakte teenwoordigheid van God, met gebed, sonder wierook, want hy mag God sien, en hy is God self. En dan kom hy ook, en hy laat val sy persoonlike bloed, in God se teenwoordigheid, om vir ons versoening te doen. So dit is fantasties, dat daai paar woorde, so geweldige onderbou het, in die Ou Testament. In Levitikus. En byna onopsigtelik sê jy dit nou weer, dit was die dag van versoening. Ja. En dis wat Christus dan pad was om te gaan doen, nê? Die dag van versoening, die dag van sy kruisiging. Ja, want hierdie hele gebeurtenis rondom Getsemane, ek kom net nou 'n bietjie terug daarby op 'n ander manier op, is hy die laaste nagmaal gevier. En hy het uitgegaan saam met sy mense. En ek beoor, daar is soveel aspekte, ek wil almal sommer gelyk uitlig. Maar onthou, dis hoekom ek Matteus 26 gelees het, nee? Want hy het 3 keer heen en weer gegaan, om 3 keer te bid, en 3 keer versoening te vra
vir God die Vader, vir die mense. Soos die hoëpriester 3 keer ingegaan het, om elke keer vir 'n ander aspek versoening te doen. En Jesus het vir homself, vir die priesters en vir die volk gebid en versoening gedoen. En julle weet, dit sien mens in Johannes 17. Nou moet julle onthou, ek het dit net al gesê, Matteus is anders as Lukas, maar Johannes is weer anders, die evangelie van Johannes. En die evangelie van Johannes se lydingsgeskiedenis is nie naaste by so op dieselfde manier opgeteken soos die ander 3 evangelies nie. Maar net voor die lydingsgeskiedenis word daar die gebed van Jesus aangeteken. En hierdie gebed van Jesus pas presies in lyn met dit wat hier gebeur het, wat ons sopas gelees het in Matteus, wat Jesus gedoen het op Getsemane, in Getsemane, in die tuin van Getsemane. En daar staan in Johannes 17, vers 1 tot 15, ek het nou fout gemaak hier op my skerm, vers 1 tot 6, in Johannes 17, vers 1 tot 6, bid Jesus vir homself. Hy bid oor die Vader, en hy bid oor die eenheid met die Vader, en hy bid oor die heiligheid. Dan, in Johannes 17 van vers 9 tot 19, bid hy vir die disippels. En dan in Johannes 17 van vers 20 tot 26, bid hy vir die volk, vir die mense wat daar ver is. So hy het presies versoening kom vra vir die Vader, presies soos die hoëpriester in Levitikus dit gedoen het. Vir homself, vir die kleiner groepie en vir die groot groep daar ver buite. So wonderlik is hierdie Johannes 17 dan in lyn met wat die priester gedoen het, in lyn met Jesus daar in Getsemane gedoen het. Ja. Die ander ding wat baie nou hieraan verbonde is, Willem, ek praat nou vanmiddag baie, jy praat min saam, maar dat ek praat, jy kan nou weer 'n bietjie vra en duidelikheid kry as dit moet. Daar was ook 3 sfere van heiligheid gewees. In die tempel, die tabernakel en hier by Getsemane. Was daar 3 kringe, die sfere van heiligheid gewees, nee. Willem, as daar in die Bybel staan, die volk het tempel toe gegaan, waarheen het hulle gegaan? Waar was hulle gewees? Die volk het die volk was net toegelaat mos eintlik in die voorhof. Reg, in die erf, die yard. Net in die Engels sê courtyard. Ja. Hulle was net letterlik in die erf, die courtyard toegelaat. Hulle so hulle tempel toe gegaan. Dit is waar hulle dan die diere laat slag het en dit aan die priesters oorhandig het, en die priesters kon 'n stapie verder gaan tot in die heilige deel om die offer te doen, die eintlike offer te doen. En net die hoëpriester kon nog 'n stapie verder gaan tot in die allerheiligste. So die tabernakel en die tempel is presies op dieselfde manier opgestel. Die volk was buite ver, die kleine groepie kon bietjie nader in God se heilige teenwoordigheid ingaan, en net die hoëpriester kon tot in God se teenwoordigheid ingaan. En dis presies wat gebeur het by Getsemane. Die skare, die volk, die mense, wat vir Jesus vang, en hulle was in hulle massas daar gewees. En Jesus het gesê, disippels, kom julle saam. En hy het op die ouend net 3 disippels gevat, om saam met hom te bid. Maar dan staan daar, en hy het so 'n klip gooi verder, het hy alleen gegaan, om weer verder alleen te bid. So hierdie selfde 3 sfere van heiligheid, 3 kringe van heiligheid, sien ons dan in Getsemane, ons sien dit in die tempel, en ons sien dit in die tabernakel. Rulie, net 'n vraag, hierdie feit dat hy vir die volk gebid het, soos wat die hoëpriester versoening gedoen het vir die volk, vir die priesters en vir homself, is dit 'n aanduiding dat ons vir mekaar moet bid? Ja, beslis. Ek dink as ons Johannes 17, ek het nou nie oop voor my nie, maar as ons bietjie deur Johannes 17 gaan lees, dan sien ons hoe geweldig Jesus bid vir ons wat nog te ver is. So in die 3de deel van Johannes 17 bid hy eintlik vir ons wat te ver is. En dit is beslis 'n voorbeeld wat ons moet navolg
om oor ons eie, ek wil eintlik sê ons moet die hele gebed navolg. Ons moet vir onsself bid, vir ons eie heiligheid. Ons moet vir ons familie, vriende, man, vrou, kinders, vriende bid as die kleiner groepie wat ons goed ken. Maar ons moet ook bid vir hulle wat daar ver is. Ja, ek dink beslis kan ons Johannes 17 dan as riglyn neem om te sê dis hoe Jesus gebid het en hoe ons ook dan moet bid. So Onse Vader is een gebed, Johannes 17 is 'n ander gebed wat ons ook gerus kan navolg. En nou wil ek jou vra, die feit dat die 3 evangelies byvoorbeeld nie presies dieselfde is nie, inteendeel baie verskillend is, moet dit vir ons onseker maak of moet ons dit juist lees dat dit aanvullende inligting gee wat vir ons dieselfde boodskap oor God gee, maar oor die omstandighede miskien 'n bietjie verskillend inlig? Willem, toe ek op universiteit nog was, het die professore gesê, dis soos 'n ongeluk wat gebeur. Daar staan iemand op elke straathoek. En elke ou gaan 'n ander view hê, 'n ander insig hê van wat gebeur het. Die een mens gaan dalk sien, hierdie kar bots die ander kar. Maar hy gaan dalk nie die voetganger sien, waarvoor die ander kar uitgedraai het. Maar die ou op die ander hoek gaan sê, daar was 'n voetganger en hierdie kar het uitgedraai vir die voetganger en toe stap hy die ander kant. So sy fokus gaan op die voetganger wees. Waar die ander man se fokus op die ongeluk is. Hoe die twee karre in mekaar vasgejaag het, sonder dat hy die voetganger gesien het. En dit is presies hoe ryk die inligting rondom Jesus se lewe is, vanuit 4 verskillende hoeke, deur die 4 evangelies. So dit is eintlik fantasties dat daar 4 mense is wat op 4 verskillende hoeke gestaan het en die Jesus se storie gaan neerskryf het. Ja, baie dankie. Dis eintlik 'n bevestiging van dat die gebeure plaasgevind het vanuit die perspektief van verskillende mense, nê? Ja. En dis eintlik 'n bevestiging dat dit waar is, want daar oorvleuel heeltemal genoeg om die waarheid daarvan te bevestig. Daar is net 'n ekstra klein feit hierdie kant of 'n ekstra klein feit hierdie kant wat daardie evangelis opgeval het, wat hy graag sou wil ontdek. Ja. Nou, Willem, ek sê nou die hele tyd vanmiddag dat ons praat oor die Nuwe Testament, wat gesetel is, gefundeer is in die Ou Testament. En hoe dit ons dan help om die Nuwe Testament mooi te verstaan en te sien hoe wonderlik dit bymekaar gebring is en geskryf is en gebeur het. Want dis nie net geskryf en dit het so gebeur ook in en deur Jesus se lewe. 'n Ander interessante feit. Nou, julle moet weet, luisteraars, die Bybel, die Ou Testament was die Bybel gewees van die Jode. En hulle het 'n kommentaar geskryf om hulle Bybel duideliker te verstaan. En hulle kommentaar is genoem Mishnah. Nou, mens kan maklik dit raak kry op die internet en bietjie daar uitlees en baie interessante dinge lees ook. Nou, rondom die Groot Versoendag het die Mishnah 'n paar interessante feite opgeteken. Nou, wat het gebeur hier by Jesus se gebede? Ons sien dit in Matteus, wat ek net gelees het. Dis hoekom ek dit spesifiek in Matteus gelees het, né? Jesus het 3 keer gegaan om te bid. En wat het sy disippels gedoen elke keer? Het hulle saam gebid? Hulle het aan die slaap geraak. Nou in die Mishnah is daar 'n interessante storie. Daar staan, die hoofpriester moes die aand voor die tyd, die nag voor die Versoendag, moes hy wakker bly om te waak. Soos Jesus ook gebid en gewaak het. Moes die hoofpriester wakker bly en waak oor dit wat hy die volgende dag gaan doen. Maar omdat hulle bang was, die hoofpriester kon nie wakker bly nie, het hulle vir die gewone priesters gevra om die hoofpriester wakker te hou. So hierdie hoofpriester is ondersteun deur die gewone priesters om hom die hele nag wakker te kan hou, sodat hy kon waak en bid, sodat hy reg sou wees vir die volgende dag as hy dan weer die groot versoening moes doen. In Jesus se geval sien ons Jesus disippels wat saamgegaan het, die klein groepie wat hy uitgekies het om hom te ondersteun, om saam met hom te bid, om saam met hom te waak en bid, het aan die slaap geraak.
En ironies is dit, en dit sien mens baie keer Ou Testament, Nuwe Testament, dat iets omgedraai is. En hier is dit letterlik omgedraai. Dat Jesus die hoëpriester so toegewy was, dat hy sy ondersteuners gaan wakker maak het, en nie hulle vir hom nie. En hy het 3 keer teruggegaan, om sy ondersteuners wakker te maak, en sy ondersteuners het aan die slaap geraak en gebly, en hulle kon nie saam met hom wapen bid nie. So wonderlik dat Jesus so 'n groot, goeie hoëpriester is, perfekte hoëpriester. Maar natuurlik ook 'n baie duidelike visie dat hy besef het van wat voor lê, iets van die erns, iets van die pyn en lyding, iets van die swaar kry wat voor lê, en dat hy 3 keer teruggegaan het om te bid, om hierdie saak met sy Vader uit te klaar. Ja, as mens nou dink aan hom as hoëpriester en as die hoëpriester van ouds. Die hoëpriester van ouds moes iets doen met iets vir ander mense, kan ek amper sê. Jesus, die hoëpriester, moes met homself, vir homself en deur homself vir ander mense versoening bring. Dit is net soveel meer, wat is die woord, intensief, en daaroor het hy dan bloed gesweet. En daaroor, ek wil sê, hoef hy nie bloed te gebring het in 'n klein bakkie om op die grond te gooi nie. Hy het letterlik sy eie bloed op die grond gegooi, weens daardie angstigheid en erns van die ding. Ja. Ek wil begin afsluit. Die laaste interessante konsep wat ek raak gelees het, wat nou weer vir my die sterk band tussen Nuwe Testament en Ou Testament uitlig hier, is oor die naam van God. Nou, wat het gebeur daar in Johannes 18 vers 4? Daar word beskryf hoe Jesus dan, hoe mense gekom het om Jesus gevange te neem. En hulle vra, waar is Jesus? En hy sê, hier is ek. En wat gebeur toe met daardie mense? Oeps, dan val hulle op die grond. Hoekom het dit gebeur? Ek het jare gelede dit raak gelees en gewonder. Nou, luister, hier het jy so 'n bietjie Grieks nodig. Want wat het Jesus daar gesê? Jesus het gesê, toe hulle vra, waar is Jesus? Toe sê hy, ego eimi, hier is ek, dit is ek, dit is ek. Ek is, letterlik, ek is hier. En wat is die belang daarvan? In Exodus 3 vers 24. In Exodus 3 vers 24 maak God homself aan Moses bekend. En God het nog nooit sy naam aan Moses gegee, of die volk gegee, tot op daardie oomblik nie. Dis die eerste keer wat God homself by name aan mense, aan Moses bekend maak. En die woorde wat hy dan sê, as Moses vir hom vra, wie sal ek sê, wie het my gestuur? Dan sê God vir hom, Is dieselfde woorde, né, Roelie? Is presies dieselfde woorde. Ek is het jou gestuur. Letterlik dieselfde woorde. Nou hierdie ek is, die Hebreëse vorm daarvan is Yahweh. Ons ken ook Yahweh, Jehovah, dis dieselfde vorm, maar die Grieks is daardie 4 letters, Yahweh, Yahweh, en wat dit dan beteken, ek is. En hy sê, Moses, gaan sê die Farao, gaan sê vir die volk, ek is, het jou gestuur. En die volk het geweet dat hierdie woorde, ek is, God beteken, die heilige God beteken. Interessant, in die Griekse vertaling van die Ou Testament, is hierdie woorde dan natuurlik vertaal met ego eimi. So, in Jesus se tyd het die Jode al so bietjie hulle Hebreëus vergeet, want hulle is nou in die Romeinse wêreld gewees, die Griekse wêreld, en hulle het die Bybel in Grieks gelees. So as hulle dan hierdie versie, Exodus 3 vers 24 gelees het in hulle Bybel, sou hulle letterlik gelees het, ego eimi het jou gestuur. Gaan sê vir die Farao, en ek, ego eimi, stuur jou. So hulle het letterlik geweet, daardie woorde beteken Yahweh, die heilige God.
En toe hulle vir Jesus wil vang, en vra, wie is jy? Hy sê, ek o Amy, ek is hier. En hulle het genoeg Bybelkennis gehad, om hulle boeglam te skrik. Om hulle boeglam, want niemand sou dit waag om te sê, hy is God, as dit nie God is nie. En toe Jesus basies sê, ek o Amy, ek is God, toe val hulle plat op die grond, van skok, van respek, van eerbied. Want Jesus het sopas vir hulle gesê, ek is God. So dit het ook daar gebeur, hier by Getsemane. So wonderlik om dit te verstaan, omdat ons dit met die Ou Testament kan koppel en sien waar dit vandaan kom. Hierdie soldate was die hoëpriester se soldate, nee, dit was nie Romeinse soldate nie. Dis korrek, ja. So hulle was eintlik deeglik bewus van die hele verhaal wat afspeel van Christus, wat onder debattering, redenasie uitkom deur party as die seun van God en ander sê nee, hy is nie. So hulle is al deeglik bewus van die stryd wat plaasvind. En ek dink as hulle so intoe loop, dan dink hulle in hulle agterkop, maar sê nou maar, dit is soos party mense sê, en as hulle dan hoor, ego Amy, Roelie, ek dink, dan val 'n klomp goeters in hulle gedagtes in lyn, en dan besef hulle, miskien. Ja. En weet jy, Willem, luisteraar, dit is een ding wat ek, miskien dat ek nou ouer word, my baard is nou ook al wit nie, net my hare nie, wat ek deesdae begin besef is, ons het iets verloor van die heiligheid van God. Of ons het iets verloor om te verstaan, om te sien, om te weet dat God die heilige God is. En as ek sulke goed raak lees, dan dink ek, verstaan ek iets van wat hulle verstaan. Want vir die mense van daardie tyd was God se heiligheid baie meer op die voorgrond. Ons wil vir Jesus ons pel maak, ons vriend, hy is ons vriend, ja, maar hy's 'n heilige vriend. Hy's nie net sommer 'n pel nie. Hy's 'n heilige vriend. Hy's die hoëpriester vriend. Hy's God vriend. Hy's 'n heilige vriend. En ek dink iets daarvan gaan verlore in ons manier van godsdienst bedryf. Dis in elk geval my gevoel. So as ek het nou reg verstaan, Roelie, sê jy vanmiddag vir ons, as Jesus dan bloed sweet en ons lees van die bloed van die hoëpriester wat op die grond val, dan is daar 'n lyn wat vir ons bevestig dat die waarmaking wat lei na die dag van versoening, en is hierdie dag van groot versoening, is een en dieselfde, net soos wat die 3 of die 4 evangelies se verskillende invalshoeke en weergawes vir ons 'n bevestiging is van die gebeure, en nie teenoor mekaar staan nie, maar bevestigend is, soos jy gesê het, van verskillende mense se waarneming, se persepsies van dieselfde verhaal. Ja, so die groot versoendag van Levitikus 16 moes herhaal word. Dit is herhaal tot en met Jesus. En toe is dit finaal. Maar dit het so perfek ingepas. Want die hoofpriester in Levitikus moes 3 keer heen en weer gaan. Jesus het 3 keer heen en weer gaan. Die hoofpriester van Levitikus moes vir homself, die priesters en die volk versoening doen. Jesus het vir homself gebid, die priesters gebid, die volk gebid. Alles pas so perfek in plek. En hierdie versoening kon net deur God gedoen word. En dit is bevestig deur hierdie ego. Nou wil ek wil nou net so 'n bietjie afdwaal. Interessant, in ons vertaalwerk het ons nou onlangs ook Matteus vertaal. En net voor hierdie gebeurtenisse is daar die gelykenis van die man wat sy wingerd uitverhuur. Dan staan daar die ou het weggegaan en die eienaar, en toe stuur hy sy slawe, sy werkers, om sy deeltjie van die oes te kry, toe maak hulle hom dood. Toe stuur hy 'n groter groep, toe maak hulle dood.
toe staan daar, en toe stuur hy sy seun, want hy het gedink, hulle sal die seun respekteer en eer. En toe maak hulle ons die seun dood. En daar staan daar, en die fariseërs het geweet, hy sin speel op hulle. So, ek dink, hulle het so goed geweet wat hier besig is om te gebeur. En dat hierdie goed, soos die Echo Eimi, net die laaste spyker in die kus was, om te bevestig, Jesus sê hy is God. Hy is God. En hy is die heilige God. Ja, so wonderlik, hoe letterlik alles in mekaar inpas, tot in die fynste besonderhede. Rulie, kom ons vat saam en sê, jy weet, om bloed te sweet beteken in ons spreektaal om benoud te wees, om iets nouliks te maak of te beleef. En nou hoor ons in die erns van Christus se gebed, dit wat hy nie net praat nie, maar worstel met sy pa en sy Vader in die hemel, hoor ons dat hierdie is 'n baie, baie ernstige gesprek wat hy het. En hy doen dit totaal alleen. Selfs die paar wat hy saamgevat het, om hom te ondersteun, raak aan die slaap. En dit gee vir ons sekerlik ook 'n gevoel van, ek wil amper sê van lekkerte, om te weet, dat ons Here ons nooit in die steek sal laat nie. Want hy is die een wat wakker bly, ongeag die uitmergelende omstandighede rondom hom. Is dit nie waar nie? Ja. Nee, weet jy, ek het al van tevore, jy het lank terug vir my gevra of ek ooit twyfel. Ja, ek twyfel partykeer, maar weet jy wat herstel my twyfel? Die skrif. Die feit dat die skrif so fantasties in mekaar gesit is, dan dink ek, wow, dit kan nie toevallig wees. Daar is letterlik net te veel goed wat van begin tot einde 100% in mekaar pas. Word ons sê, wow, dit kan nie anders as om waar te wees nie. En die 4 evangelies van verskillende hoeke skryf dieselfde ding met ander insig. Dit kan nie anders as om waar te wees nie. En as Jesus dan bloed sweet, wow, en die bloed moes op die grond val om ons finale versoening te doen. En natuurlik, met Jesus in die kruis het die bloed weer op die grond geval. En is dit nie 'n perfekte vervolmaking van die groot versoendag wat die priester jaar na jaar moes doen om die bloed op die grond te val, daar in God se teenwoordigheid? Ja, Willem, te veel toevallighede om nie waar te kan wees nie. Baie dankie. Ja, dit was Dr. Rulie van der Spy vandag met sy tema, hy het bloed gesweet. Ja, Rulie, miskien 'n laaste woord en dan sommer 'n kontaknommer as iemand dalk met jou wil in kontak kom. Ja, ek wil sê, die wonder van God se beplanning om alles so te maak, die wonder dat die skrif so aan mekaar gesit is, die wonder dat Jesus terwille van ons bloed gesweet het, dit alles net so dat ons kan vry wees, ek wil amper sê, is te veel om waar te wees. Dit is ongelooflik. Dit is wonderlik, ja. Mag jy ook ervaar dat God vir jou bloed gesweet het, sodat jy vry kan wees. Hy hoef dit nie te herhaal nie, hy het dit eenmaal finaal en klaar gedoen. My kontaknommer is 074 419 8353. As jy my wil kontak. Voel vry, as jy ander vrae het, ander stukkies uit die woord het, wat wonder, hoekom is hierdie goedjies daar geskryf, kom ons kyk of ons antwoord daarop kan kry. Mag die woord vir jou wonderlik en lewend wees, soos vir my ook. Baie dankie. Baie dankie, Rulie, tot 'n volgende keer.